laaste punt is punt nommer 3. Mense wat jy wil terughou uit vrees. Wat as dit nie werk nie? Ek noem hulle die verantwoordelik is. Hy kom sit, hy hoor, jy het dalk die fout gemaak om vir die verkeerde ou jou plan te gee, jou idee te gee, vir die verkeerde ou te verduidelik wat is die ding wat jy gaan doen. Jy het dalk te veel detail gegee, pas op, is 'n waarskuwing, maar jy het dit dalk nog gedoen, jy was opgewonde. En dan kom die verantwoordelikes. Dan kom 'n ding wat nie eers weet om 'n sakrekenaar reg te tref nie. Dan raak hy dinge rekenkundige en sê, ken jy die regulasies op daai saak in Suid-Afrika? Weet jy, as jy hierdie ding nou daar gaan, weet jy wat se moeilikheid kan jy kom? Min besef die mense dat God het jou die verstand gegee om regulasies te verstaan. God het jou die verstand gegee om die wetgewing te verstaan. God het jou die verstand gegee om alles binne wet reg te doen, want dit is deur God aan jou gegee om die ding te doen. En dan begin die volgende gebeur. Hulle is besig om vir jou te sê, wat as dit nie werk nie? En onder wat as dit nie werk nie? Is 'n groot wêreld. Ek kan aan jou lippe hang wanneer jy vir my 'n saak verduidelik. En sê, pastoor Chris, ek het 'n plan. En ek sien hierdie ding gaan werk. Dan kan ek vir jou sê, wow. Fantasties. Pragtig. En 10-20 minute later kan ek vir jou sê, maar het jy al daaraan gedink? A, B, C, D, E. Het jy al in so 'n situasie, het jy al in so 'n situasie gesit, dat jy uit daai sitkamer uitloop by daai geagte vriend, familielid of wie ook al, noem dit is gewoonlik binnekringe, en jy loop uit daai ou besigheidjie uit, dat jy in daai voertuig klim of wat ook al, dat jy vir jouself sê, ek kan regop onder deur 'n mat loop, nadat hierdie betrokkenes met my gepraat het. Hoor mooi, God het jou die intelligensie gegee, irrelevant wat die situasie gaan wees. As die Here wil hê jy moet die volgende grootste donut franchise in Suid-Afrika optel, al verkoop hulle duisende donut reeds, maak nie saak wat X, Y of Z sê nie, sal jy die grootste een in hierdie land kan optel, want die Here sal vir jou die verduidelikings deur die Heilige Gees gee om dit te doen, maar jy kan nie deur mense wat self bevrees is. En dis die ding van ouens wat so intelligent jou benader en dan haal hulle net sulke sakrekenaar so voetbreed en wyd uit. Haal hulle uit en dan begin hulle vir jou goed verduidelik. Dis omdat die persoon self vrees het om nie toe te tree tot 'n saak nie. Jy kan nie jou daaraan steur nie. Hoor mooi wat sê die woord van die Here in Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie, sê hy vir Jesaja. Ek sê dit nou vir jou. Moenie bang wees nie, want ek is met jou. As God met jou is, maak nie saak nie, dan verkoop jy, ons ken daai terme, dan verkoop jy ys aan 'n Eskimo in IJsland, waar hy ook al is. Jy smous daai ys. As die mense sê, jy kan nie ys aan 'n Eskimo verkoop nie, want hulle bly tussen ys, hulle kry dit verniet, hulle kry dit gratis met grawe. Dan sê God het vir my gesê, ek gaan ys aan 'n Eskimo verkoop en hulle gaan by die tonne hierdie goed by my koop. Ek het al van getuienisse gehoor, wat ek later miskien sal noem in een of ander uitsending, hoe God mense so gebruik het, dat mense sê, jy kan nie dit daar gedoen het nie, hoe het jy dit reg gekry? Hoe het hierdie ding by mekaar uitgekom? God, hoor mooi, laat die woord van die Here praat. Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Moenie eers bekommer nie. Moenie jou eers bekommerd oor die saakie, want wie is jou God? Wie is jou God? Vrees, wie is jou God? Die ander persoon? Ja, ek sê weer, raad is 'n goeie ding. As jou prokureur vir jou sê, kyk hierna en kyk daarna, luister wat die man of die vrou sê, maar jy kan nie stop om die ding te doen nie, want wie is jou God? Die mens? Die Lucifer, die donker magte? Wie is jou God? Die predikant, die priester, die dominee, die pastoor, wat ook al, of is God die een wat agter jou staan? Ek verkies eerder die almagtige God wat agter my staan om 'n ding te doen. Byvoorbeeld, toe Petrus op die water wil loop, hierdie een sal ons altyd gebruik, het die storm hom bang gemaak. Hoor mooi, daar's moontlikheid van die disippels vir hom op hy skei gesê, no, don't do that, moenie. Jesus is klaar op die water, dit maak klaar nie sin nie. Nou wil jy op die water loop? Petrus, ja, ons is al klaar bang, ons gaan dood in die verdrink van hierdie boot. Waar gaan jy nou heen? Ek gaan op die water loop. Toe Petrus op die water wil loop, het die storm hom bang gemaak. En hy het tog vrees gekry. Maar Jesus, nie 'n mens nie.
Nie sy disippels daar van die boot af nie, sy vriende daar van die boot af nie. Niemand van die boot af het vir hom sê, Petrus, hou vas, byt vas broer, klim terug op die water, ek kan my half dit imagine, want wie dink daaraan? Maar weet jy wat gebeur? Jesus tree toe tot hierdie situasie, maar Jesus het hom bemoedig om te fokus op hom wat Christus is, en hy het vir hom gesê, jou geloof sal jou red. Jesus het sy hand uitgesteek na Petrus toe, hy het hom opgetel, en Petrus het op die water geloop saam met Jesus Christus. Hoor mooi, en hy het die ding gedoen, een van die grootste wonderwerke plus minus in die Bybel wat daar is, was gewees die wonderwerk dat, ja, Jesus sou op water kon loop, maar dat Petrus ook op water geloop het. Tot vandag ken ek niemand wat op water geloop het, behalwe my een vriend, wat ongelooflik homself in 'n ander wêreld ingeskrik het, toe ons in 'n groot rivier geswem het, en 2 seekoeie was agter ons. Hy het basies op die water geloop. Dit is sommer so 'n bietjie tong in die kies gesê, maar ek weet van niemand wat soos Petrus 'n wandeltog op water gedoen het nie, want hy wou die ding doen, en hy het hom nie gesteer, ekskuus tog, aan die geroep van wie ook al, wat ook al, van sy pelle en sy vriende op die boot nie. Ek wil vandag vir jou sê, jy luister nie, nommer 1, wat mense, as mense jou minag of onderskat, ouens, jy mis niks om daai mense te verloor nie. Hoor volgende, mense wat jaloers is en jou probeer ontmoedig, moet jy jou eers daaraan steur nie. Dit sal altyd so wees, tot die dag wanneer ons begrawe word, sal daar jaloesie wees. En dan is daar die mense wat vrees self het, en vrees wil by jou inboesem en vir jou sê, hey, daai ding kan nie gebeur nie. Stay away, begin daai gesprekvoering mis, en weet jy wat is altyd die aanbeveling? Begin jou surround dit met mense wat jou taal praat, wat positief is, en wat kan sien om 'n ding te doen. Van Dr. Chris Marks, ons sien mekaar definitief weer. Pragtige week verder.